Vader, en wees U die middelpunt, word verheerlik vanmôre in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Kyk, ek wil vir julle sê om in die teenwoordigheid van die Here te wees, daar's niks beter nie. Ek weet mense sê baie goeie en gelukkig seker hou ons van verskillende dinge. Maar ek dink ons almal sal met mekaar eens wees om God te beleef en te voel. It's awesome. En as jy 'n besoeker vanmôre is en jy voel iets, die iets is Jesus, die is die Heilige Gees. Pastoor Bux, ek weet nie hoe moet ek vir jou en Marizaan en jou leierskap dankie sê vir dit wat julle vir my en Petro beteken nie. Al bly ons nie in Bloem nie, bid ons baie vir hierdie gemeente, en julle sal nie weet hoe opgewonde is ek vanmôre om te sien wat ek sien nie. Gee vir die Here sommer net 'n hande klap. Ja. Hulle twee is vir ons baie spesiaal en ons is baie lief vir hulle twee, en dankie vir julle wat met my maar geduldig is. Ek gaan 'n koortjie sing aan die einde, wat ek vertrou die Here net so 'n stuk dinamika wakker maak. Toe ek vir Bux sê, die koortjie, toe sê ek vir hom, is nou 'n redelike ou koortjie, toe sê hy, jy het dit gesê. So ek is nou maar bietjie van die, maar ek is eintlik nog baie jong. Dis 'n jaar, plus minus gelede, 19 Mei wat ek hier saam met u was, en toe vul die Here mense met die Heilige Gees. Is dit nie awesome nie? Ja, en is nog steeds daai getroue God. Kyk, gaan nie omgee as ek hier staan. Ek kan daar loop staan, maar ek wil graag hierdie, Pastoor Bux, ek weet nie waar kry hierdie idee, en hierdie is 'n ou wat idees het, wat skrik vir niks, om nou so vanoggend die Here te dien, is so awesome. Vandag is seker een van die dae wat vir my as gelowige die meeste opgewonde maak. Ja, Vrydag was belangrik, Kersfees is ook belangrik, alles. Maar vandag het God sy stempel afgedruk en het met krag uit die doodheid opgewek om te verklaar dat hy jou en my verlosser is. There's no doubt about it. Soos die vyand kom vertel vir jou 'n storieetjie van, ag, hoe weet julle dit, en die en daai, ek wil amper sê vir hom voetsek. Graf is leeg, ekskuus vir die woord, hoor. Maar ek het in die Noord-Kaap groot geword, so ek kan nie anders as om net te sê wat in my hart is nie. En ek wil vanmôre 'n bietjie met die gesels oor, en is my interessant, nee, dis vir my so kenmerkend hoe die Heilige Gees goed so laat by mekaar kom. Pastoor Bux het ook vanmôre van energie gepraat, het julle dit gehoor? Hier redelik aan die einde. En ek wil vanmôre praat oor energie uit vorige oorwinnings. Want dis juis wanneer ons soms in twyfel is, dat ons oorwinnings in herinnering moet roep, en nuwer energie daaroor kry, en weet, hy is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy kan nie verander nie. Ek het 'n interessante boodskap, selfs vir myself ook, waar ek nou dit gaan haal. En is nie omdat ek nou, ja, ek wil nou iets sê, maar die Here het dit so op my hart gelê. Die een gedeelte, en ek gaan nie als lees nie, en bloot net terwille van tyd, maar wil u nie op 'n stadium weer net Dawid en Goliat gaan lees? Wie ken die verhaal van Dawid en Goliat? Van ons jong mense seun, ken jy daai verhaal van Dawid en Goliat? Hoeveel klippies het hy gehad? Hoeveel? Die pastoor Bux is baie stout hier. Hoeveel klippies het Dawid mee gegaan na Goliat toe? Ja, een het gewerk, hy het nie 5 nodig gehad nie, nee. So is heeltemal reg. So Dawid en Goliat, maar dan wil ek 'n lyn deurtrek na die laaste Paasfees of Pasga
en die nagmaal. Nou sê jy, o heerlikheid pastoor, gaan jy klaar kry vandag? Ek weet, hier kom ons kyk. Pastoor Bucks het vir my 'n tydlimiet gegee, maar dis my en sy geheim. So al wat ek nou gaan doen is, ek gaan vir 1 Samuel hoofstuk 17 en net vers 36 gaan onder die teksvers en vers 37 lees, want ek ken nou half die verhaal en ek gaan as ons dit bietjie opbreek, gaan ek daaroor met die gesels en sommer so 'n vryvertaling uit my kop uit en ek vertrou dat ek nie iewers iets verkeerd aanhaal. Die 36ste versie sê so mooi. En nou weer, het u vir Dawid al vanoggend van gehoor? Ja, pastoor Bucks het nou verwys, nee. So dis vir my so awesome. Ek meen, hy kon net wel klomp ander goed gesê het. Ek het nie met hom gesê met hom gepraat waaroor ek gaan preek nie. Hy weet die koortjies het ek hom gevra, hy sê dis ou koortjies. Maar so right. Vers 36 en vers 37. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Hoor jy wat sê Dawid hier? Dawid sê ek het met die leeu en die beer afgereken deur die krag van die Here. Ek wil amper so 'n bietjie weer Noord-Kaaptaal gebruik. Ek het hulle geëet soos 'n mielie. En ek gaan hierdie ou wat so raas, gaan ek in die naam van die Here eet soos 'n mielie. Vers 37. Verder sê Dawid: Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: Gaan en mag die Here met jou wees. Nou ons weet die Here was met hom. So ek doen nou onreg, want as jy hierdie gaan lees in die atmosfeer veral vanoggend waar ons staan, dan is dit eintlik so 'n mooi gedeelte. Kom ons blaai net vinnig na Lukas toe, hoofstuk 22. En daar gaan ek ook net terwille van tyd die 3 versies lees, 17, 18 en 19. En hy is so mooi, vir hoofstuk 22, die 17de versie sê, en toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en hy gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En dan gaan hy na die beker toe aan. Sê party mense, maar wat gaan hier aan? Die Pasga eindig, die nagmaal begin. Dis hoekom hulle geëet het en toe aan die nagmaaltafel gesit het. Ek hoef nie nou daaroor te praat, hier is gemaklik met wat ek sê, nee. Goed, en dis net terwille van tyd, want ek dink, ek sal so graag oor al hierdie dinge wou praat, maar ek wil baie graag met u praat oor energie. Wat 'n mens kry uit jou vorige oorwinnings. Jesus is uit die dood uit opgewek. Hy's nie in die graf nie. Jy kan maar Israel toe gaan. Wees net nou versigtig met Gaza en al die goed. Jy gaan sien die graf is leeg. En dit is so mooi wanneer Johannes 1 vers 11 en 12 sê, die graf is leeg, hy het die prys betaal aan die kruis van Golgotha. Hy het gesê, en vir my is die Engels eintlik, ek weet nie hoekom nie, maar eintlik so mooi, it is finished. Het u die woorde gehoor vanoggend van, dit is volbring? Kan jy sien hoe bevestigend goed vanoggend uitwerk? Gees van God wat teenwoordig is. En dan kom Jesus, want hy het vir die Jode gekom, as die Messias, waarvan die profete geprofeteer het. Maar toe hy kom, toe dog hulle maar 'n ou wat in Jerusalem in die stal, en dit kan nie wees nie. Hy moes op 'n ander manier gekom het, dat ons kon weet dat hy's die Messias. In ons taal sou ons gesê het, hy moes ten minste met 'n Porsche en 2 BMW X5's as wagte saamgekom het, sodat ons kon weet, hier sê, dis hierdie ene. Nee, toe kom hy met 'n Volkswagen Beetle hier aan. Nou ons taal. Toe aanvaar hulle hom nie. Maar dan sê Johannes vir my so mooi, maar nou, as die Suid-Afrikaner, of die Namibier, of die Malawier, of die Europeer, of wie ook al Jesus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Wie wil bietjie amen sê daar volgens?
En daarom ek en jy is nie stiefkinders nie, ons is eie kinders van Koning Jesus. Hy het ons gekoop met sy bloed, hy het ons vrygemaak, ons herdenk dit vanmôre, en die graf is leeg, geliefdes. Ons koning lewe tot in alle ewigheid. So ek doen nou so ietsie anders vanoggend om Dawid en Goliat en die laaste Pasga en die nagmaal so bymekaar te sit, maar dan is dit vir my so mooi dat, en ek ken die verhaal net vlugtig, Dawid wat die skapies oppas, en sy pa Isai sê vir hom, jong, ek dink daai ouens het bietjie kos nodig en bietjie aanmoediging nodig. Ek weet jy hoort hier agter die skapies, jy's 'n sagsprekende persoon, hulle ken jou stem, jy praat met hulle, maar sal jy nie asseblief gaan en vat jy vir hulle kos nie? En jy weet hoe hy daar kom, hoe dat hierdie man so bulderend skree en die leerordes van Israel uitdaag en al hierdie goedes. En ek wil so in my geestesgedagtes dink, hoe hierdie laaitjie daar aankom en hierdie geskree, hy so hoor en sien hoe die Israel, want die woord van die Here sê die volk was nogals bang gewees, want die ou was groot en die slagordes was baie en daar's 'n benoudheid en ek dink Dawid het so rondgekyk en gesê, maar waaroor is julle so bang vir hierdie ou man? Ek meen, het julle hom al getraai? En hulle sê, jy weet nie waarvan jy praat nie, en ekskuus nou dat ek dit so alledaagse taal maak, maar ek wil hê dit met huis toe gaan saam met u vandag. En u ken die verhaal, hoe dat Dawid sê, maar wie is hierdie onbesnede Filistyn? Hy kan mos hierdie slagordes van God so uitdaag nie. En dit is asof ek vanmôre my gees hoor, wanneer die vyand u aanval, dan sê die gees van die Here, maar wie is hierdie ou wat my kind aanval? Hy moet sy vrykry en sy voete moet gaan. Hy het nie iets te sê oor my kind nie. Geliefde, die vyand het niks oor jou lewe te sê nie. Nie jou buurman nie, die ou wat agter jou ry en vir jou toeter druk nie. Niemand het oor jou lewe iets te sê nie. God het oor jou lewe iets te sê. En die Lukas verhaal vertel van hoe Jesus vir Petrus en Johannes stuur om die Pasga te gaan voorberei. En hier vind hy alweer 'n wonderwerk plaas. En hy sê vir hulle, dan gaan julle 'n man kry wat 'n waterkruik dra. Nou, ek weet nie wat het verkeerd gegaan van die Bybelse tyd tot nou toe nie. Maar in die Bybelse tyd het die vrouens water gedra. Ekskuus. Sorry dames, ek weet nie wie van julle dit nou gekry nie, maar moenie nou vir jou langs jou vra, wat het hy nou gesê? Moenie dit nou vra nie, vra dit na die diens. Want dat nie te veel vrouens vir my kwaad word nie. Maar in elk geval, en hier kom 'n man met 'n waterkruik. Is God nie groot nie? En dan ken jy die verhaal hoe dat hy vra, jy moet 'n plek hê waar ons onsself moet gaan voorberei. Sal jy asseblief vir ons wys wat dit is? En hy het vir hulle die bootvertrek gewys en hulle het gaan sit. Die verlede se stories. Kom ons kyk bietjie in die Bybel, net vinnig. Vers 34 tot 37, Dawid se verlede, sy getuienis oor wat God vir hom gedoen het vir hom energie gebring. Die oomblik toe Saul sy getuienis hoor, ons het dit gelees, vers 37, toe sê hy, gaan en mag God met jou wees. Wat was Dawid se getuienis op daai stadium gewees? Weet jy wat? Die beer en die leeu was 'n vulletjie in die naam van die Here. Nee, dis niks nie. Dawid se broers en die ander wou hê dat hy nie moet gaan nie. Want hy het die ervaring gehad, hy weet van skapies oppas, hierdie is 'n perd van 'n ander kleur, hierdie is oorlog, ek ken die verhaal hoe die harnasse al daai goed, om nie eens gepas het, om laat lê van moegheid, dis te swaar en te groot. Maar Dawid dink terug aan die leeu en aan die beer, en dit gee hom Red Bull. Energie. Jy weet, ek kan amper so in my geestesoog hoe staan en dans hy laaitjie en sê, kerels, laat my net los. As die mense perderaces kyk, het hulle mos sulke, ek wil amper sê kajuite, sulke hokkietjies. En julle ken mos hoe hulle so, ek wil amper sê opgesteek word of opgesweep word, en dan gaan hy hokkietjies so oop, hy deurtjies, dan storm hy ouens daai. Het jy dit al gesien? Ek dink amper Dawid het so gestaan en sê, maak net hierdie hekkietjie oop. Hierdie ou wil ek bykom in die naam van die Here. En geliefdes, dan wil ek vir u sê, Leon Ferreira sing 'n lied en dan sê die lied iets moois. Hy's te groot om te mis. Nee man, hierdie eet ek soos
soetkoek op. Dawid se verwysing. Hoor nou mooi geliefdes, hier is 'n belangrike boodskap. Dawid se verwysing was sy ervaring van God in sy binnekamer. Pastor Bucks, jy het dit vanoggend hier agter ook gesê. En hier staan dit geskrywe, ons private ervarings met God sal vir ons energie gee, sodat ons in die publiek 'n standpunt vir God kan inneem. As jy nie 'n binnekamer ervaring het nie, is jy 'n leë blik in 'n bottel in die publiek. Ekskuus vir die kras uitdrukking, maar ek hoop jy hoor wat ek vir u sê. En ek dank die Here as ek dit nou vir u kan sê, vir hierdie binnekamer ervaring hier. Hier word aanbid, gesing, lofliedere gesing. En dan weet ek, met daai ervaring stap ons hier in. En ons sê in die naam van die Here, breek ons elke band van die vyand. Ek wil nie nou my preek se geheime uitgee nie, want julle het nog 'n ding vanoggend gedoen, wat bevestigend is van die woord van die Here vanoggend. Ons private ervarings, ons vertroue en ons persoonlike verhouding met God in die geheim, is dit wat sal uitkom in die openbaar. Ek is nie meer by die Bybelgenootskap nie, so terloops, ek het kwaad gedoen, toe fire hulle my, nee, ek speel maar, ek het oud geword, toe sê hulle ek moet loop, so nou is ek en Petro besig met 'n pragtige bediening, hulle help net daar iemand daar agter, maar jy moet nie bekommerd wees nie, die Here is ook hier, en hy is ook in beheer van dit, amen, Pastor Bucks so daar, ons vertroue in God, dankie Pastor Bucks. Ons vertroue in God en ons private ervarings met God maak dat ek en jy weet dat ons weet, ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Nou kom ons in Eksodus hoofstuk 12, dan leer ons nou oor die Paasfees. En al hierdie goed is so 'n klomp wonderwerke, want die Paasfees sal u mos nog onthou, het gegaan oor hoe dat God die Israeliete uit die slawerny van Egipte verlos het. En die laaste van hierdie pla wat gekom het, is toe die eerstgeborenes van die Egiptenare deur die doodsengel gedood is. Maar vir die wat die bloed aan die deurpos gehad het die engel verbygegaan en dit het nie gebeur nie. Vir die wat die bloed van Jesus Christus oor hulle lewe het, gaan die dood by verby en hy het nie meer 'n angel om in die graf te hou nie, want as Jesus kom, gaan hy die wat in hom geglo het, eenmaal uit die dode uit lewend maak en saam gaan ons by die Here Jesus wees. Is dit nie fantasties nie? Levitikus 23, as jy wil, praat ook oor die Pasga of die Paasfees en wat dit beteken. Kortliks het dit beteken dat daar 'n lammetjie geslag was en dat die bloed in 'n bakkie geneem was en dan het die priester dit op die altaar gegooi as 'n offer en in die namiddag het hulle die afvalgedeeltes verbrand en tot niet gemaak en dan het hulle later saam geëet, krye oorgegooi. Dit lyk vir my dis nou wat hier gebeur vandag. En dis hoekom vandag vir my so mooi is hier saam met julle in Bloemfontein Kerigma gemeente. En dan by daai geleentheid kom Jesus en hy stel die nagmaal in. Dan kom sê hy, met die Egiptenare het die bloed aan die deurposte van die lammetjie verlossing gebring. Maar nou gaan my liggaam en my bloed vir julle verlossing bring. En dit maak my nie vry nie. Die dag toe ek Jesus aanneem as my persoonlike saligmaker, toe maak hy my 'n nuwe skepsel, sê die woord. En nou is ek 'n kind van God. My naam is aangeteken in die boek van die lewe. Maar elke keer as ek aan die tafel van die Here sit en dit eet en hiervan drink, dan onthou ek hoe dat God die prys betaal het, sodat ek kan sê, Abba Vader, my Vader. Dan kan ek vir die vyand sê, in die naam van die Here, vat jou goed en trap. En geliefdes, as daar een ding is wat ek vanmôre by u wil kom los, as u dink aan al u oorwinnings waarmee die Here u gehelp het, as u dink aan al die oorwinnings wat in hierdie boek opgeteken is, dan wil ek vir jou sê, moet dit vir jou energie gee, soos nog nooit van tevore nie. Want dit is dieselfde God wat ons dien en aanbid. Ek wil vanoggend die hele diens anders maak, en as dit nie vir Pastoor Bucks was nie, sou ek nie, want ek weet ek mag dit doen. Ek wil vir u 'n beeld wys, en ek wil hê u moet vir net 'n minuut saam met my gou gesels.
Sê iemand gou vir my, wat sien jy daar? En ek het notas by my, want daar's iets moois. Sê weer? Klein oukie, 'n groot reus. Kyk nog so 'n bietjie, ek wil hê julle moet die boodskap saam met my kry. Lyk dit of daai laaitjie Dawid of hy bang is? Lyk dit of die groot oom kwaad is? Kyk, is die lig agter Dawid nie vir julle interessant nie? Wat se lig sou dit wees? God se teenwoordigheid, nê? En Dawid het dit geweet, want hy het mos nou ervarings van die leeu en die beer gehad. Dawid se energie uit sy vorige oorwinnings, as ek dit aan die tafel van die Here toe vat, dan beteken dit eintlik dat die kruis in die oop graf, wanneer ons na Jesus kyk, dan weet ons dat ons eet en drink nie net brood en wyn nie. Ons neem deel aan 'n lewende herinnering van oorwinning. Stem met my saam? Want hier sien ek 'n konfrontasie tussen lig en duisternis. Maar daai klein laaitjie wat daar staan, het ervarings gehad hoe dat God hom agter die skape geseën het om die leeu en die beer tot nul te maak, en hy konfronteer 'n situasie waar hy dalk kon verloor het, maar hy het geweet, ek kan nie, want my God is die God wat my gedra het tot nou toe. En nou wil ek vir u nog 'n beeld wys. Wat sien u daar? Gesels gou 1 of 2 met my oor daai ene. Lyk vir my die laaitjie is nou nie meer so klein nie. En ek vertrou na vanoggend is die Dawid in u nie meer so klein nie. Maar dat u sterk staan, die leeu en die beer is een kant, hulle is tot nul gemaak. Daar's 'n stuk Suid-Afrika ook in van die windpomp, my wêreld, die Noord-Kaap. En geliefdes, wat so mooi is hier, en ek wil dit vir u lees, want ek het hier geskrywe, Dawid is jonk maar vasberade. Hy hou 'n slingervel of 'n klip in die hand, 'n eenvoudige wapen wat wys op sy geloof eerder as militêre krag. Sy postuur is nederig maar ferm. Hy weet wie's aan sy kant. Die Goliat, sien julle vir Goliat daar? Op daai regterkantste prentjie? Man, Goliat is nie eens in tel nie. Die Goliat wat jou uitdaag en wat voor jou deur dalk staan, vandag en môre en oormôre, daai Goliat bestaan eintlik nie. Dis die vyand wat vir jou nonsens vertel. Ek hoop jy sien dit daar. Want ek weet die prentjie lyk, hy's nie volledig nie, want daar is nie 'n Goliat nie. Ja, jy's reg, daar is nie 'n Goliat nie. Die realiteit is ons word gekonfronteer, maar hy verdedig intimidering of uitdaging, soos dit jou ook stel, hedendaags reëse wat na jou kyk, in jou persoonlike lewe en omstandighede in ons land en omgewings, maar dit maak geen verskil aan die God wat in Dawid is nie. Dit maak geen verskil aan die God wie jou hemelse Vader is nie. Lig wat op Dawid val, guns en teenwoordigheid van God. Goliat word baie keer aan ons tentoongestel in simbole soos vyandskap en die vlees wat siek word en nie lekker is nie, of twyfel en of vrees en al hierdie negatiewe dinge. Maar Dawid het vorige oorwinnings gehad en hy het selfvertroue in sy houding, en daarom kan hy sê, al was ek nog nie daar nie, God is al reeds daar. Al sê u vanmôre, ek was nog nie daar nie, dit maak nie saak nie, jou God was al reeds daar. En in jou is daar oorwinning. En daarom, geliefdes, as ons aansit aan die tafel van die Here, wat ons reeds gedoen het, dan vier ons die oorwinning in Christus Jesus. Jou eie stories. Ons het nie tyd nie, maar wil u nie net so vir 'n oombliekie sit en dink aan u eie stories? Hoe God vir jou onderneem het nie. Die Israeliete, sê die 11de versie van hierdie hoofstuk, is bang en angstig, en die reus maak 'n bespotting van Israel en die God van Israel.
En net so glo ek het u en ek ook in ons verlede al uitdagings gehad en benoude oomblikke. Ons was seker ook al bang geweest. Ek weet nie van u nie, ek was al angstig en benoud, kon nie slaap nie. Nie oor sonde nie, maar oor reëse wat oënskynlik massief groot is, as ek maar toegeweet het, wat ek nou weet, dat die reus eintlik niks is voor God nie. Jou storie. Ek wil vanmôre vir u aanmoedig, as ons huis toe gaan. Man en vrou, vertel bietjie meer vir mekaar daai storie, van hoe God 'n wonderwerk gedoen het. Jy sê, pastoor, ek het nie 'n groot wonderwerk nie. Weet jy, of hy nou klein is of groot is, 'n wonderwerk is 'n wonderwerk. Baie mense glo so, jy moet 'n massiewe wonderwerk hê voor jy daaroor kan praat. Ek geniet die klein wonderwerkies, want dit wys vir my, God stel in die kleinste van my lewe belang. Ek wil nou nie, want dis nie my doel vanoggend nie, maar ek wil sommer dit net vinnig sê, 1983, 84, Petrus sal kon onthou, as ek die pastoor van Jan Kempdorp gemeente, ons wil graag 'n kind hê en ons vind uit, ons kan nie kinders hê nie. En ons moet heen en weer ry, want Bloemfontein is die naaste goeie mediese mense soos ginekoloog en al daai loe. En ons ry met so 'n ou Corollaatjie 1.3L blouetjie. En dan kom sy vir toets en ek moet gaan en sy moet gaan en ons is hier kant toe en daai kant toe en ons bid. En ons is hier by die mediese sentrum, ek weet nie wat is dit vandag nie, ek wou nog gaan kyk, maar toe was ek te lui gistermiddag. Maar reg oor kan die stadsaal, kom klim sy in hierdie Corollaatjie in en sy's in trane en ek sê, wat's nou fout? En sy sê, die ginekoloog het vir my gesê, ek mors jou geld en sy tyd. Kan nie swanger raak nie. En as ons 'n kind sou hê, gaan ek miskraam hê. En as die kind gebore sou word, gaan die kind verstandelik gestrem wees en nie normaal nie, so daar's nie hoop nie. En net daar in die Corollaatjie vat ek haar hand en sy huil en ek wil ook huil, maar bly maar manmoedig en ek sê, Here, as U nie wil hê ons moet kinders hê nie, troos ons albei, maar veral vir Petro. En as U wil hê ons moet 'n kind hê, dan kan U mos 'n wonderwerk doen. Ons dogter is my maand 1986 gebore, sy is vandag die werwingsbestuurder van Akademia. 5 jaar later is 'n seun gebore, hy is vandag 'n is 'n siviele ingenieur in Pretoria. En daar's 3 kleinkinders. Ons moes natuurlik na die seun sê, Here, nou is dit eers alright. En as ek nou in krisisse kom, dan vertel ek net weer hierdie storie. So ek wil hierdie storie met jou los vanoggend van ons. Ons ry by die Bybelgenootskap duisende kilometers. God is vir ons goed. Ek is op pad terug uit die Noord-Kaap, uit Douglas, Christianese wêreld, en ek het so ompaadjie om Klersdorp en Potchefstroom misry terwyl van die verkeer en alles. En daar is so 'n klein gehuggie, Heuningnes Kloof of iets, staan hy daar. Hartbeesfontein, my vrou seker het geskryf daar. Hartbeesfontein, ek weet nie of julle weet waar is, klein plekkie. En ons twee gesels, ons was lief gesels oor die goedheid van die Here en al sulke goeders. Ons het oor die natuur baie goed gepraat. As mense nou sê ons het oor die Here gepraat, sê hulle, ons kry nie so lank oor die Here gepraat nie. Ons kan, maar ons praat nie net oor die Here nie, omdat ons die Here wil hê nie, maar as ek oor die natuur praat, dan raak ek aan die Here. As ek oor ons praat, dan raak ek aan die Here. As ek in 'n motor ry wat nie gaan staan nie, dan praat ek oor die Here, want dis net goedheid en guns. En jy kom so by 'n T-aansluiting, dan draai jy regs, en hier voor ons gaan 'n Mercedes lorrietjie verby, so 5 ton met die bottelneus, en agter hom is 'n bakkie, een van daai ou Nissan bakkietjies, nie die 1400, die ek kan jy dink is 'n 620 het hom genoem, met 'n sleepwa agter met 'n trekker op, en ek ry agter hom, maar nou ry hulle stadig en ek ry stadig, maar ek besef toe ons het nog 'n entjie huis toe, en ek kyk, daar's nie karre nie, die streep is nie wit nie, en ek gaan verby, en ek is tussen die trok en die lorrietjie, ja, die lorrietjie en die bakkie, en skielik sien ek die ou se die flikkerlig aan en die flikkerlig aan, maar nou gesels ons twee, en op 'n kol besef ek maar, hierdie ou ry al hoe stadiger, en ek kyk weer, en toe ek so uittrek, toe storm daai ou so, probeer hy my afsny, toe hy sien dat ek kry dit reg, toe stop hy in die middel van die pad, en hy storm op die kar af. Nou, ek sê nie hierdie vir geen ander rede nie, maar op daai stadium het ek 'n diesel Toyota gery met 'n turbo op, nou hy help nogal 'n bietjie. Hy storm, soos jy uit daai, ek het baie Mercedes 1113 bottelneus lorries gery, soos jy so uitklink van die trappies af, val hy so,
reg na ons toe. En hy vang ons so die kant van die kar, sulke duike daar. En ons albei besef, dit was 'n aanslag van die bose. Want ek het nêrens oor 'n streep, oor 'n spoed, niks gery nie. En so eind verder toe hou ons stil en ons sê, Here, dankie dat U God is. Jou storie, wat is jou storie? Ek wens ons het tyd gehad, ons het nou nie vanmôre nie, maar vertel vir mekaar jou storie. En dan dink ek aan Dawid wat so pragtig sê in Psalm 31, vers 15 tot 17, maar ek gee nie om wat julle doen nie. Ek gee nie om wat julle sê nie, maar ek vertrou op die Here. Ek sê, U is my God. My tye is in U hande. U red my die vyande van my vervolgers. U aangesig skyn oor my tot in alle ewigheid. Geliefdes, rondom ons lyk goed so donker in ons eie situasie, die land, politiek, Israel en Gaza en Rusland en Oekraïne en Donald Trump en die FSA en die RNU en al hierdie, ek wil nou sê gemors, kom ek noem dit sommer so, dan wil ek vir jou sê, ek kom na jou toe in die naam van Jesus Christus. Al hierdie geraas rondom ons in ons ore, maak dat ons soms wil twyfel. Ek hoop vir oggend, wat ons hier doen, die feesmaal, die lof en aanbidding, die nagmaal, die woord. Ek vertrou, dit gee vir jou soveel energie, dat jy amper wil sê, ek wens daar wil 'n negatiewe ding na my toe kom, sodat ek kan sê in die naam van Jesus, skuif net 'n bietjie, lap aside net so bietjie. Dit gee my energie vir die toekoms. Dawid stap hierdie man tegemoet. Kan jy glo, met 'n slingervel, op aarde, klippies. Onthou, dit maak nie saak wat is jou uitdaging nie. Jou God het klaar die oorwinning behaal. Leer om jou seëninge so te tel, dat dit jou in staat stel om energie te hê wanneer daar uitdagings is. Dan dink ek aan 'n lied wat sê, I don't believe he brought me thus far, just to leave me now. Gaan jy mos sien nou hier los nie, vir wat en vir hoekom? Waar jy vandaan kom saam met God gaan bepaal waarin jy op pad is in die toekoms. Jou tyd wat jy saam met God spandeer, gaan wees hoe die oorwinnings in jou lewe gaan gebeur. Daar's 'n ander lied wat sê, I've come this far by faith, leaning on the Lord. En het hy jou al gedrop? Nee, hy sal ook nie. 'n ander lied sê, Jesus' love has never failed me yet. Die woord van God sê, ek is met julle tot aan die einde van 2025. Sê die Bybel so? Nee, tot aan die einde. Weet jy wanneer dit is? Al wat ek weet is Jesus gaan weer kom. Ek het net nie die datum en die tyd nie en ek wil ook nie probeer sê nie. Ek bly gelowig tot dan toe, maar gaan hy kom. Niemand gaan hom stop nie. Jou verlede gaan bepaal hoe jou toekoms gaan lyk. Kom ek sluit. En ek gaan na die slot, ek het hom so 'n bietjie omgedraai, maar gaan ek ietsie vir u wys. 2 Korintiërs 1 vers 9 en 10 sê, en hierdie was ook vanoggend genoem, ja, ons het alself by onsself die doodsvonnis voor ons gehad, sodat ons nie onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so groot doodsgevaar en nog steeds sal verlos, op wie ons hoop is, want hy sal ons verlos. Hebreërs 13 vers 8 sê, en jy ken hom so goed, Jesus Christus is dieselfde vandag, môre, oral, my eie vertaling, tot in alle ewigheid. Hy kan nie, hy gaan nie, hy sal nie verander nie. Stap jou toekoms in met geloof. God sal jou nie in die steek laat nie. Kolossense 2 vers 13 tot 15, ons het hom gehoor al vanoggend, nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed, hulle in die openbaar tentoon gestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Man, jy fight nie 'n verloorder nie. Amen. God het hulle uitgeklee, sodat ek en jy in oorwinning kan leef. En dan kom die Here Jesus in Matteus 28 en hy gee die grootste opdrag wat seker ooit gegee is vir die kerk, wat baie mense soms minag, omdat die kerk allerhande ander rolle begin vervul. Matteus 28 vers 19, wat jy goed ken, gaan dan heen, maar hoofstuk, die 20ste vers is vir my so mooi, en kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld.
Ek wil hê u moet saam met my en daarna wil ek graag 'n gebed doen, maar saam met my is net 3 minute 'n video kyk. Ek weet nie, kon julle die advertensietjie uitsny? Ongelukkig kry ons nie advertensietjie nie, so hulle adverteer gelukkig nie sonde nie, lekker parfuum. En is nie Moedersdag nou nie, hy kom nog. Maar dit is 'n videoetjie van 'n aanhaling wat u goed ken. Maar ek wou dit spesifiek, Pastoor Bucks, vanoggend hier speel. Wanneer 'n Dr. S.M. Lockridge, hy was 'n baptiste predikant, openlik verklaar, that is my king. En Islam hoor, jy ken hom, heel waarskynlik baie van, daar's tot 'n lied ook oor dit geskryf. Gaan julle my help met hom? En dan wil ek hê, net so rustig wees, dan gaan ons die woord van die 8de boodskap afsluit. Vergeet die advertensies en vergewe vir die advertensies.